Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dis vandag Sondag, die 15de Maart 2026. Ons doen die nuus in korrig vandag en ons hoofopskrif sê: plaasaanval, nog 'n boer sterf tragies in KZN. Nuus hooftrekke vir vandag: Bishop Lywes, 'n skietvoorval, verskeie mense gewond en sterf. Plaasmoord op KZN se vlaktes skok die rustige gemeenskap. Back and Closure, EFF vra dat die boere wat skade gelei het, vergoed moet word. Armando Plantes behaal 'n 15de wêreldrekord in paalspring. Bold verloor teen Stormers op Loftus in Thai VRK wedstryd. Alcaraz, Sabalenka en Rabakina vorder in tennistoernooi. Gedurende die week het die aanval op ons boeregemeenskap weer eens statistieke vermeerder met die sinnelose aanval op die boer Aman Roep Singh. Sy plaas is geleë in KwaZulu-Natal, Shakaskraal in Rietvlei. Die premier van KZN, Thamsanqa Ntuli, het sy misnoë uitgespreek teen nog een van ons mense wat deel van die voedselketting is, se verlies. Aman het met suikerriet geboer op sy plaas. Die boer en sy moeder en oom van 77 jaar oud is genader deur 'n gewapende man. 'n Man wat in sy laat 50's is noodlottig gewond toe 'n skot tydens 'n striweling met hierdie aanvaller afgegaan het. Skokgolwe is deur die gemeenskap gestuur met die bekendmaking van hierdie aanval. Die premier noem dat hierdie aanvalle op die boeregemeenskap 'n aanval op die hele volk is, wat die voedselverspreidingsketting word hierdeur verbreek. Aman se oom is met verskeie wonde deur vermoedelike mes wat op die grond gelaat is, toe die rower weggeglip het die moeder die polisie en die nooddienste gebel en sedertdien is die 77-jarige oom in die hospitaal behandel vir hierdie steekwonde. Hy sterk in 'n plaaslike hospitaal aan. Volgens die polisie is nog geen arrestasie in hierdie verband gemaak nie. Verskeie vuurwapens is in die aanval van die boer geroof. Dis nog sover onbekend watter wapens weg is. Geen begrafnisreëlings is bekend gemaak nie. 'n Saak van gewapende roof met verswaarde omstandighede is deur die polisie geopen en die polisie ondersoek tans hierdie saak. Enige iemand wat inligting het oor hierdie saak kan die polisie se stopmisdaadnommer by 08600 10111 skakel. 3 mans is donderdag aand in 'n skietery in Bishop Lywes op die Kaapse vlakte dood en 4 mense gewond toe gewapende mans liekraak op 'n groep mense voor huis losgebrand het. 'n Wit Volkswagen Polo het omstreeks 2010 verby 'n huis in Soetkopstraat, Kalksteenfontein gery waar 'n groep mans voor die huis gesit het. Die insittendes van die Polo het toe op die mans losgebrand. 29 patroondoppies, 2 koelpunte en 'n patroon is op die toneel deur die polisie gevind. Die polisiewoordvoerder sê 3 sake van moord en 4 van poging tot moord word tans ondersoek. Nog niemand is in hierdie voorval in hegtenis geneem nie. Die EFF sê hy gaan hom daaroor beywer om die staat te ooreed om vergoeding aan boere te betaal wat verliese weens die uitbreking van Back and Closure gelei het. Die minister is van onbevoegdheid beskuldig omdat hy volgens die EFF in gebreke gelei het om 'n doeltreffende strategie van inenting en inwerkingstelling van die epidemie te bekamp. Die EFF sê hy is veral bekommerd dat die pas waarteen enstowwe verskaf word en diere inentings kry te stadig is as dit gemeet word aan die grootte van die nasionale kudde van 14 miljoen diere. Die EFF sal hom tans daarvoor beywer dat mense wat vee weens die nalatigheid van die Departement van Landbou, Grondhervorming en Landelike Ontwikkeling verloor het, daarvoor vergoed moet word. Intussen verneem die koerante, daar is steeds sterk druk in sekere DA-geleedere dat die party se nuwe leierskops die president moet vra om Steenhuisen van die landbouportefeulje na 'n ander kabinetspos moet verskuif. Die DA het opnuut gevra vir deursigtigheid oor die omstrede kwessie van die geskenkdiamant wat adjunkpresident Paul Mashatile se vrou van die vermeende bedrieër Louis Liebenberg gekry het. Die ontwikkeling kom nadat Mashatile verlede jaar deur die parlement se etiekkomitee daaraan skuldig bevind is dat hy versuim het om die waardevolle geskenk te verklaar. Dit het hom 'n boete van R10.000 op sy hals gehaal. Die aangeleentheid is volgens die DA nie net 'n kwessie van administratiewe nalatigheid nie, maar laat fundamentele vrae ontstaan oor die integriteit van die land se naashoogste regeringsamptenaar en die moontlike politieke implikasies van sy bande met 'n vermeende misdadiger. Afrikaner vlugtelinge wat op tuisbode moet bly omdat die vlugte weens konflik in die Midde-Ooste gekanselleer is, sal tydelik deur die Amerikaanse vlugtelingsprogram en sy vennote gehuisves word. Die koerant het voorheen berig 1990 vlugtelinge het tot einde Januarie na Amerika gereis. Die getal Afrikaner vlugtelinge wat elke maand toegelaat word, bly styg.
Vlugtelinge wie se reise gekanselleer is, se reisplanne sal in die nabye toekoms weer bespreek word. 'n Vertraging beïnvloed nie die voordele wat vlugtelinge tans geniet nie. Sanlam het in 2023 'n belang in die maatskappy gekry wat TymeBank besit en waarvan die swaar van president Cyril Ramaphosa, die bekende swart sakeman Patrice Motsepe, 'n groot belang het. Die idee is om Sanlam se kliëntebasis te teiken om soveel as moontlik van hulle banksaake na GoTyme te verskuif. Dit is gepas vir wat Sanlam noem die massamark en waar sy fokus aanvanklik gaan wees, kliënte wat minder as R25,000 per maand verdien. Volgens die bank gaan geen bankkostes gehef word op koste of vir debietkaarte nie. Hy sê omdat 'n suiwer digitale bank is die app wat hulle ontwikkel het wêreldklas. Dit is hierdie tipe tegnologie wat ons nog nie regtig in Suid-Afrika ervaar het hy gesê. Luitenant-generaal Michael Ramanswana, stafhoof van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag, het aan die komitee gesê weermaglede sal binne 2 weke ontplooi word. Ramanswana het gesê die weermaglede sal saam met ander wetstoepassingsagentskappe moet werk. Die weermaglede gaan in die Oos-Kaap, die Vrystaat, Gauteng, Noordwes en in die Wes-Kaap ontplooi word om die polisie te help om georganiseerde misdade soos bendegeweld en onwettige mynboubedrywighede te bekamp. LPS het gehoor dat onwettige mynwerkers steeds verlate plase teiken en hulle bedrywighede, ondanks wetstoepassingspogings, verder voortsit. Intelligensieverslae dui daarop dat verskeie groepe onwettige mynwerkers swaar gewapen is en militêre taktieke daarvoor gebruik. Volgens Ramanswana sal die weermag nie sy operasionele planne aan die publiek bekend maak nie. Die 18% groei vanaf die vorige jaar se R3,807 miljard toon 'n baie gesonde vertoning van die aandelemark verlede jaar met metaalpryse wat skerp hoër was en wat 'n styging in mynboumaatskappye se aandelepryse meegebring het. Die JSE se indeks van alle aandele het verlede jaar op 'n opbrengs van 42% gelewer. Met die herbeleggings uitgesluit het die nettovloei R67 miljard beloop. Elke kwartaal het ook 'n sterk netto-invloei beleef, veral vergeleke met die vorige 5 jare. Dit is die eerste keer sedert 2022 wat 'n netto-invloei beleef word as die beleggings uitgesluit is. Tana Umanga, voormalige kaptein van die All Blacks, sê hy moes sy selfoon afgeskakel het nadat hy oorval is met oproepe omdat sy naam verbind is met 'n moontlike pos as hulpafrigter van Nieu-Seeland se nasionale span. Hy het vir 2 seisoene van 2004 tot 2006 die rol as kaptein van die All Blacks vervul en was die aanvoerder toe die All Blacks in 2005 die 3-nasie reeks, die voorganger van die rugby kampioenskap gewen het. Reine het verlede week as die Kiwis se nuwe hoofafrigter aangestel en neem die leiersels oor by Scott Robertson wat in Januarie deur die Nieu-Seelandse Rugby Unie afgedank is. Indië Sondag vir die tweede D20 Wêreldbeker agtereenvolgens as kampioen gekroon nadat hy 255 lopies vir 5 paadjies aangeteken het en Nieu-Seeland toe vir 159 uitgebou het. En vanjaar se toernooi is 50% meer sesse as in die vorige T20 Wêreldbeker toernooi in die Wes-Indiese eilande en Amerika geslaan. Dan het spanne 14 keer 200 of meer lopies in hulle kolfbeurte aangeteken en danksy die gunstige toestande vir kolwerk in Indië en Sri Lanka was kolwer se gekombineerde gemiddelde treftempo 134 lopies per 100 balle. Michael Vaughan, Engeland se oudkaptein, is een van die sports internasionale kenners wat meen die spel is te swaar in die guns van die kolwers gelaat. Die halfeindstryd tussen Indië en Engeland, wat 499 lopies opgelewer het, was egter een van die T20 Wêreldbeker lopiefeeste wat groot belangstelling uitgelok het. Indië het die kragmeting met 7 lopies gewen, nadat hy 253 vir 7 aangeteken het en die Engelse met 246 vir 7 'n groot geveg in Mumbai opgesit het. Hoe goed gaan die Suid-Afrikaners Matthew Beers en Tristan Nortje-Gel in die Kaapse Epic? Beers se Amerikaanse spanmaat Keegan Swenson se late onttrekking weens 'n besering het gelei tot 'n huwelik tussen Toyota Specialized en Umboko met Nortje wat opgeroep is. Daar is baie druk op Nortje wat tans 24 jaar oud is se skouers, want Beers mik na die 4de Epic titel. Hy het 3 titels saam met die Amerikaners Howard Grots in 2024 en Christopher Blevins in 2023 en die Fransman Jordan Sarrou in 2021 verower. Armando Plantes het die paalspring rekord vir 'n 15de keer oortref op die wêreldbyeenkoms wat sy naam dra in Uppsala, Swede, toe hy 6 meter 31 centimeter met sy eerste poging behaal het. Ek is tans baie emosioneel, daar was bykomende druk op my, omdat ek iets anders wou bereik het. Om die wêreldrekord hier te verbeter, is werklik ongelooflik, het hy aan die media gesê. Toe Plantes sê hy sy aanloop verleng om 'n stywer paal beter te beheer.
Sondre Guttormsen van Noorwe was tweede met 'n sprong van 6 meter. Toe plante sal eindes van dese maand op die binnenshuise wêreldkampioenskappe in Tour en Pole 'n kans hê om sy splinternuwe wêreldrekord verder te verbeter wanneer hy teen die Griek te staan gaan kom. Formule 1 het van dese week op Shanghai toegestaak by die tweede Grand Prix van hierdie seisoen. Mercedes-Benz bekleed tans die voorsitplek van die punteleer en sy 2 jaar George Russell en Kimi Antonelli sal vandag ook die voorste wegspunposisie wees na die kwalifiserende ronde vir die Chinese Grand Prix se blitsren. Russell meen Formule 1 spanne het nog nie daarin geslaag om die werklike spoed van hulle nuwe era krageenhede wat 'n 50-50 verdeling van elektriese krag en binnebrand engines het te ontsluit nie. Die kleurrykste kritiek het egter gekom van die 4-malige wêreldkampioen Max Verstappen. Die Red Bull jaar wat in Melbourne 'n 6de plek behaal het nadat hy 20ste op die wegsprintplek was, het 'n nuwe tegniese vereistes met videospeletjies vergelyk. Hy het juis verlede week aangekondig dat hy ingeskryf het vir vanjaar sy Nürburgring uithouren oor 24 uur. Verstappen kon slegs die 8ste vinnigste tyd in die kwalifisering vir die blitsren aangeteken het. Carlos Alcaraz het Cameron Norrie met 6-3 en 6-4 gewen om Indian Wells halfeindstryd teen Daniel Medvedev te verseker nadat die verdedigende kampioen Jack Draper se loopie met 6-1 en 7 gestop het. Die topgekeerde Aryna Sabalenka het ook die laaste 4 in die vroueloting gehaal met 'n oorwinning van 7-6 en 6-4 oor die 19-jarige Victoria Mboko van Kanada. Die 11de gekeerde Medvedev was ook indrukwekkend teen die Brit Draper wat min tyd gehad het om te herstel na sy verrassende oorwinning in 3 stelle oor Servië se Novak Djokovic. Die 4de gekeerde Alexander Zverev het die Fransman Arthur Fils met 6-2 en 6-3 gewen en vir die eerste keer die halfeindronde in Indian Wells behaal. Die Duitsers staan egter volgende voor 'n groot uitdaging in die volgende ronde teen Jannik Sinner wat tweede op die wêreldranglys is nadat die Italiaaner gemaklik met 6-1 en 6-2 met Leonard Ten van Amerika afgereken het. Elena Rybakina, die Australiese Ope kampioen, het met 6-1, 7-6 en 6-2 oor Jessica Pegula geseëvier om nog 'n Indian Wells halfeindronde te haal. 6 rugbyspelers van Georgië is geskort weens beweerde opkikker oortredings na gesamentlike ondersoek wat deur die Wêreld Rugby en die Wêreldagentskap teen verbode middels warrig gedoen is. Wêreld Rugby sê 'n spanbeampte is ook betrokke by die georkestreerde skema wat ontspanningsdwelms en monstervervanging behels. Wêreld Rugby het die ondersoek begin toe onreëlmatighede in Irene Monster deur sy bestuursprogram geïdentifiseer is in die aanloop na die Wêreldbeker rugby toernooi in 2023 in Frankryk. Geen verdere kommentaar kan intussen gelewer word totdat die volle tugprosedures voltooi is nie. Georgië gaan een van die Springbokke se teenstanders in die groepfase in volgende jaar se Wêreldbeker toernooi in Australië wees. Die New York se 7 toernooi se uitslae lyk as volg: die Blitsbokke 12 aangeteken teen Australië se 19 punte. Frankryk het 24 opgestapel teen Nieu-Seeland se 26 punte. Spanje 12 aangeteken teen Fiji se 43. Argentinië het 14 punte gekry teen Groot-Brittanje se 19 punte. Die Blitsbokke 12 aangeteken teen Frankryk se 5 punte. Australië 12 behaal teen Nieu-Seeland se 7 punte. Spanje se 7 span het 26 punte aangeteken teen Argentinië se 27 punte. Fiji 7's het 24 opgestapel teen Groot-Brittanje se 19 punte. Die 6 nasie uitslae vir gister lyk as volg: Frankryk se mans het 48 aangeteken teen die 46 van die Engelandse manspan. Wallisers het 31 aangeteken teen Italië se 17 punte. Ierland het 43 punte teenoor die 21 van Skotland aangeteken. In die VRK-wedstryd het die Blou Bulle verloor teen die Stormers met 19 punte teenoor 32 van die Stormers. Connacht het 31 aangeteken teen die 14 van Llanelli Scarlets. Edinburgh het 19 aangeteken en Ulster 40 punte. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeo for You. Jy kan vir Dian of Susan by 082-390-3339 kontak. Hulle sê jy voertuig se registrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 2026, Polokwane 1623, Lephalale 1628, Mbombela 1726, Mahikeng 1628, Pretoria 1526, Johannesburg 1524, Ermelo 1218, Galagari 2133, Gaborone 1727, Richards Bay 2133, Pietermaritzburg 1528, Durban 2130, Port St Johns 1930, Pongola 1931,
Maputo 21:30, Bethlehem 12:26, Bloemfontein 16:29, Allewal Noord 15:28, Welkom 17:30, Vryburg 17:30, Kimberley 18:33, Appington 23:35, Prieska 22:34, Springbok 24:35, Karasburg 23:34, Keetmanshoop 22:34, Mariental 20:34, Alexanderbaai 18:41, Brandvlei 23:35, Loederitsbaai 20:37, Vredendal 24:41, Kaapstad 19:33, Sutherland 17:30, George 18:33, Jeffreys Bay 20:30, Cabarra 20:33, Graaff-Reinet 18:31, Kaaphoogillas 19:26, De Aar 20:31, Molteno 10:26, Beaufort Wes 21:34, Oos-London 17:32, Mabalane 25 en 29 grade Celsius in die middag. Die markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R16.94 teenoor Amerikaanse dollar, die Australiese dollar kos R11.82, 'n euro verhandel teen R19.33, 'n pond kos R22.38, 'n yen kos 11 sent, platinum per fyn ons is $2,042, palladium per fyn ons is $1,580, silwer per fyn ons is $80.54, goud per fyn ons is $5,022, Brent olie per vat is $103.14. Gedagte vir die dag: moenie jou geluk in ander mense soek nie, dit gaan jou alleen laat voel. Soek dit in jouself, jy sal geluk beleef, al is jy alleen. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne, en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n aangename Sondag en week word vir almal toegewens.